Goeiedag, my naam is Natasha Fick en welkom weer eens terug by die program Mense en Hul Stories. Dit is altyd vir my voorreg om saam met jou te kuier en ek vertrou dat jy geniet hierdie programme wat uitgaan, hierdie stories wat uitgaan soos wat ek dit ook geniet. Nou onthou, jy kan gaan loer daar op ons Facebookblad Mense en Hul Stories. Jy kan gaan loer op ons TikTok kanaal Mense en Hul Stories. Jy kan ook gaan luister daar op my YouTube kanaal Woman After God's Own Heart. Daar gaan jy 'n verskeidenheid kry van stories wat vertel was deur mense. Nou as jy verlede week ingeskakel was, het ek vir Pastor Ivan Koopman hier saam met my in die ateljee en ons is besig om te gesels rondom sy boek Waymaker. Hy het 'n paar maande gelede hierdie boek uitgebring en dit is van sy lewensverhaal as ambulansdrywer. Ek geniet hierdie stories, van dit is lagwekkend en van dit is bietjie hartseer, baie hartseer en hy kom vertel net vir ons 'n bietjie die stories agter die skerms waardeur ambulansdrywers moet gaan op 'n daaglikse basis. So hallo Pastor Ivan, goed om u weer eens hier saam met ons te kan hê. Goed, dit is baie dankie vir my altyd 'n voorreg om hier te wees en ook om hierdie stories te deel en nie as die Here met die dag wegvat, dan weet ek ons het iets nagelaat. Yes. So dat is ons het iets gelos, ja. Definitief. Ja. Pastor Ivan, vertel gou 'n bietjie vir die luisteraars, wie is Ivan Koopman, vir die wat nou nie ingeskakel was. Goed, ek is Pastor Ivan Koopman, afgetrede ambulansman, en ja, in jare diens in die pastoor en die werk van die Here, as 'n gemeenskapsman en ek is 'n skrywer, en ek dink ek is ook 'n akteur op 'n manier. En 'n storieverteller, jy moenie dit vergeet, jy hou van stories vertel. Pastor Ivan, u het ongeveer hoeveel jaar was jy in die ambulansdiens? Ek het ongeveer 18 jaar, as ek dit so mag noem. 18 jaar, het begin in 1980, 81 daar rond. En ek dink 95 as ek weg van die ambulansdiens, toe ek oorgegaan en waar ek in die opleiding gegaan het om die ambulanskursus aan te bied. En so, dat was my aftrede as ambulansman wat ambulanskursus aangebied het. En dis hoe my carrière, my pad langs geloop het. Ja, Pastor Ivan, ons het nou baie stories gelees, baie stories vertel, maar hy is nog stories in hierdie boek in. So as jy 'n kopie van hierdie boek wil hê, stuur gerus op Pastor Ivan 'n boodskap op sy Facebookblad, Ivan Koopman. Jy kan vir my ook op my eie persoonlike blad, op Mense en Hul Stories, TikTok, jy kan ook op Facebookblad, kan jy ook 'n boodskap stuur en ek sal jou ook in verbinding met Pastor Ivan as jy hom nou nie in die hande kry nie, want jy weet ons antwoord miskien bietjie laat of oor 'n paar daggies, so jy kan op enige van daardie platforme kan jy vir ons 'n boodskap stuur as jy baie graag 'n boek wil hê. Pastor Ivan, so baie stories en so baie goed wat u moes te kampe gekom het, wat u getrotseer het, wat u aanskou het in u ambulans, 'n drywer pos werk wat u gedoen het. Van die stories wat vir my ook uitgestaan het, is hierdie dametjie wat swanger was, wat ook omgestamp was. Vertel gou wat hulle die been moes was afgeruk of iets. Vertel gou so 'n bietjie daai storie. Ja, ek moet sê dat daar's baie gruisame gevalle, baie lagwekkende gevalle, en baie gevalle waar jy nie maklik kon afsluit nie. Hier is een van die gevalle wat ek nie kon sommer net afskakel nie. Ons is op pad na Artens Grote Skuur toe vanaf Mitchells Plain en by Vanguard, dit wat nou James Gerwel is, en daar in die Athlone AD het ons toe op 'n voetganger was, dit is 'n treppentrap waar hierdie vrou omgestamp was. Ons het nie geweet sy is swanger nie. En dit was ook 0:30 in die middel van die nag. En sy daar gelê en ons gedink is 'n amputasie. En dit was al donker en in en uit die ambulans gehardloop. En want dit is die femur. Die femur is mos jou bobeen. Ja. En ons dink toe is 'n amputasie by die knie, onder die knie. Maar nou soek ons die bene, ons kry die amputasie, amputeerde been nêrens nie. En met die gevolg, ons het met daai been die noodhulp toegepas wat ons nou moes gedoen as ons gewoonlik met 'n fraktuur sou doen. En dan het dit ook gelyk asof daar 'n brandwond was of dit 'n brandwonde is as die vel af was, want dit is nou donker. Ja. Maar en soos op pad hospitaal toe met hierdie fraktuur van die femur of amputasie van die laabeen. Met skok toe ons by die hospitaal aankom, want selfs die dokters en almal was verstom oor hierdie tipe snaakse been. Toe is dit eintlik 'n geval waar met die trap en trap wat die voertuig haar gestamp het dit daar by die heup gestamp
En natuurlik en die hele femur van bo af by die waar jy dit saam gemeng, net die potjie gewrig. Ja. By die gewrig is daai been toe af en hulle het daai been die volgende dag gekry en iemand se erf lê by die brug af. So met daai volle vaart was daai vrou gestamp. En toe kon ons nie verstaan maar waar was die been nie. Toe is dit al die tyd dat sy swanger was en daai baarmoeder het by die been uit soort van afgekom en dit het gevoel as dit lyk as 'n vorm van 'n been was. En verbasend want as jou bobeen af is en jou femoral artery ook gesny is, binne 10 minute is jy nie meer daar nie. Maar daai fetus, daai ongebore baba, het drukking op daai belangrike aar gehou, dat sy was eintlik nog, kom net ons praat en alles, dan ongelukkig by die hospitaal toe hulle daai fetus moes verwyder, want daai baba het natuurlik moes nou gesterf. Kon hulle die bloeding nie stop nie. En daai pasiënt het toe ons gesterf. En dit is op hierdie gruisame maniere hoe ongelukke gebeur. Die beskrywing van die meganisme van die besering en die ongeluk. Om al die dinge te beskryf is die snaakse maniere hoe goed ook met ons gebeur. En dit is nog nie maklik om af te skakel met so 'n geval nie. En Pastor Ivan, ook een van die manne in hierdie boek het ook 'n storie geskryf van hoe 2 petroltanke teen mekaar gebots het en ek dink dit was 'n oggend en dit was mistig of iets soos dit en so was daar karre ook wat daar ook betrokke was en hy het gesê van hierdie karre kon jy hoor of die tankers was al besig om te wil begin brand en hy het hierdie ma en kind dink ek uit hierdie een motor uitgeruk maar die ander kon nie red nie. Vertel gou vir ons 'n bietjie dit en wat gaan deur jou kop, want ek dink adrenalien skop in daar op daai oomblik, as jy op so 'n toneel afkom. Absoluut. Daai toneel was volgens Mark Petersen se beskrywing baie oorweldigend, en ek is bly dat hy sy storie ook met my gedeel het, en as hy hoor wil ek vir hom sê, dankie Mark, want ek as 'n harde ambulansman, het 'n knop in my keel gehad, toe ek dit lees, jou storie lees, en ja, Mark, as in daai toneel gestuur en nie geweet dat dit so 'n ongeluk was van so 'n aard nie. Baie mistige oggend op die N1 en dit is so skuins oorkant Khayelitsha voor die Makassar kry. Baie mistig, maar die mis was van so 'n aard dat dit eintlik tamelik donker was. En 'n hele toe daai brandtrok of daai petroltrok, hulle trokke mekaar gestamp en die een het vlam gevat. En met die spoed dat die mense op 'n N1 ry, het 'n paar voertuie ook in mekaar, want jy is lig en skielik is dit donker en jy verloor jou waar is jy nou. Jy het nie hoofligte aangehad nie, skielik is dit hier donker oor jou, en so was daar botsings, 'n hele paar, ek kan nie onthou hoeveel, 12 of meer voertuie, wat in mekaar gery het en mense vasgesit en vasgepen het in mekaar nie. Skies tog, en Mark het op die toneel gekom, waar hy ten minste hierdie 2 gevalle kon uithaal. Maar wat hom getref het, is dat 'n pa aangehardloop het met die 2-jarige seentjie van hom. En gehardloop na Mark toe, hier's my kind, neem my kind, red my kind. En Mark net, skielik die kind sit, lê hierdie 2-jarige kind op sy arms, en hy kyk en hier hardloop die pa terug. Maar Mark homself, soos hy verduidelik ook, ek wil ook aan die luisteraars of die mense wat nou pas kyk, bid baie vir die ambulansmanne ook, want hulle waag hulle lewens ook, want hy het ook sy lewe daai dag gewaag, gevaar gestel om in daai donker mis te gaan, nie wetende dat daar daai petroltronk vlam gevat het en dat daar tamelik verkoelde lyke in daai motors vasgekeer was toe nie. En wat baie hartseer was, hierdie pa wat die kind gegee het aan Mark, het teruggehardloop, want sy vrou was vasgepen, en hy wou sy vrou gaan red. En toe hy weer terugkom by sy voertuig, toe sy vrou verbrand. En hy het sy hande gebrand, hy het gehelp om sy vrou ook uit te trek, maar hy kon nie. En hy moes toe vir sy lewe vlug terug. En toe hy by Mark kom en toe hoor, dat die seentjie toe ook al reeds oorlede is. En dit was vir Mark ook 'n baie hartseer vir hierdie pa, wat gedink het hy red sy seentjie, en hy gedink hy gaan sy vrou red, maar kyk nou die onvoorwaardelike liefde wat hy vir hulle gehad het, om ook daai dag, daar's altyd 'n storie in hierdie gevalle wat ons het.
Maar mense lesse leer ook. Selfs ons as 'n bilansman, in elke geval leer jy les. Althans ek weet nie van die ander nie, maar ek kon altyd iets leer. Kyk hoe lief was hierdie man ook vir sy vrou. En kyk hoe ons maak Peterson en dan die ander ambulansman ook hulle lewens gewaag het. Tot vandag toe nog moet hulle lewens waag om ander te red. En ons dink nie altyd dat wat deur hierdie manne se koppe gaan nie. En ek dink ook nie Pastor Ivan dat baie kere dan gaan hierdie ambulansrywer en ek dink nie net ambulans, ek dink ons kan sê polisie, ons kan sê die brandweermanne, ek dink ons kan hulle almal wat hierdie dienste lewer en hierdie werke doen, dat hulle gaan uit om hulle werk te gaan doen, om iemand anders se lewe te gaan red, maar hulle weet self nie of hulle vanaand huis toe kom nie. Hulle weet nie of hulle vanaand na hulle families toe gaan nie. Hulle weet nie dat as hulle vandag uitstap, of dit hulle laaste gaan wees, wat hulle uitstap by hulle families nie, want hulle weet nie wat vandag daarvoor vir hulle lê en wag nie. Ja, as ek daarby kan voeg, Natasha, daar's 2 gevalle wat ek weet van. Dit was Shanani, wat oorlede is. Shanani was op pad na 'n noodgeval toe, en hy het ook hierdie linkerhand bestuur, ambulans bestuur, en toe hy by Heideveld die afrit neem, want hy was op pad dink ek Bannenburg toe. Ekskuus, en net toe hy oor die brug sou ry, en dit ook omdat 3:00 in die oggend, kom daar 'n bus van 'n ander kant af, en die bus het veronagsaam die rooi, en hy kom oor die rooi en hy samp vir Shanani in 'n ambulans en dit rol by daai brug by Heideveld af en soos dit rol het aan die brand gesteek. Sy maat kon uitkom, maar Shanani vasgesit en die ambulans het onmiddellik in die brand geslaan. Daar van hom niks oorgebly nie. Dit was hartseer dat gedeelte van sy kopvel nog aan die voertuig vasgesit. Maar verder het die houtskool verbrand. Die ander geval wat ook baie seer is, en dit was 'n geval wat 'n ambulansman, 'n noodgeval, 'n swanger vrou moes hospitaal toe neem na Tygerberg en daar in hulle ry, as daar ook 'n botsing. En wat ek 'n les hieruit geleer het ook, ons planne, die planne van die mens kom van die hart, maar die antwoord is van die Here. En hierdie persoon, Hougaard is hy van, en dit was sy laaste dag, hy het bedank. Sy familie was reeds Duitsland toe gestuur, want hy sou terug Duitsland toe gaan, hy was 'n Duitser, terug na sy land toe gaan, en dit was sy laaste dag, nie geweet dat daar die ongeluk op hom wag nie. En met die botsing, het die draagbaar met hierdie swanger vrou en die kollega het uitgeval, en die drywer het vasgesit, en ook verkoel, daar in hulle ry weg, in Ravensmead. En hier het nooit in Duitsland gekom nie. So, met die gevolg, dit is waar ek sê, jy is vandag aan diens, jy klim in 'n ambulans, jy weet nie wie vanaand huis toe kom nie. Dieselfde met die polisie, dieselfde met die verkeer. En ons moet baie bid vir hierdie manne in die noodgepad en wat die nooddienste moet doen. En vroue ook wat dit ook absoluut. doen. En veral vandag, Pastor Ivan, wat hulle nou, ek dink is nou weer bietjie stil, maar dan kom maar weer tyd waar dit net opvlam, wat hulle nou net besluit, maar hulle gaan nou skiet op die ambulans, drywers wat nou eintlik daarin moes gekom het, om te kom red en te kom help, wat eintlik baie hartseer is, want hierdie mense kom doen 'n diens, hulle kom lewer 'n diens, maar hulle moet vlug vir hulle eie lewens ook. So dit is so hartseer. So Pastor Ivan, my gebed is ook, mag die Here julle ryklik seën, julle wat hierdie werk gedoen het, julle wat hierdie diens gedoen het, en vir die wat dit nog steeds doen, en ek sit en ek dink net by myself dat vir jou wat ook nou ingeskakel is, miskien het jy ook hierdie harte vir begeerte vir 'n ambulansrywer. Dit ons hier doen is om nie vir jou bang te maak nie. Asseblief, gaan doen wat jy wil doen, gaan doen wat jy moet doen, want dit is 'n roeping wat God op jou lewe geplaas het. So moenie weghardloop van hierdie roeping nie. As die Here vir jou gesê het, bekom 'n ambulansrywer, moenie dat ons jou bang maak nie. Is net dat hier op hierdie
hierdie platform deel ons mense se stories wat miskien nooit gehoor sou geword het nie, mense wat miskien nooit die geleentheid sou gehad het om hulle stories te vertel nie. Dit is wat ons hier doen, mense en hul stories, om te vertel dat hier sit pastoor Ivan, hy was jare ambulansdrywer gewees en hy's nou nog besig om ander op te rig om dit te doen wat hulle gedoen het. So ek is so dankbaar daarvoor. Pastor Ivan, mag die Here julle ryklik seën. En dan Pastor Ivan, ons het ook agter die skerms gepraat van hierdie persoon wat die ook moes uit die hokkie uit gaan red het met haar kind wat verkool het. Ek sit en luister en ek dink by myself, hoe kom 'n mens hier teer? Dit is wat ek die hele tyd sit en dink dat ek dink nie ons het nog so in diepte gegaan wat hier gebeur agter die skerms nie. So ek vertrou jy geniet dit saam met ons en deel hierdie video's, share hierdie video's, stuur dit aan vir ander, want as mense wat dit ook moet hoor. Ja, dit was ook 'n geval jare gelede met die onluste. En dit was hierdie teen die post-onluste in 86, 85. Na 76 was met hierdie onluste. En in 85 daaroor was dit taamlik faksiegevegte. En daar was nog steeds Kaspers in Aries. Ons as ambulans manne moes ook hierdie subgrid voor ons ambulanse hê, want daar was nog steeds wat op ons gegooi was. Jy moes iemand gaan red, wat ook al, maar daar was klip gegooi. En dan moes ons baie kere begelei geword het met die polisie, of selfs die Kaspers in destyds. En toe was daar 'n geval in Crossroads, ou Crossroads nog, waar daar 'n faksiegeveg was, en ek neem aan, dit was tussen Comrades en Withoeke. Ek is nie 'n politieke persoon nie, maar dit wat ek verneem het. En om hierdie man te na te kom, het hulle daai dag sy woonplekkie of sy hokkie, die wat noem mense, die sinkhokkie. Ja, aan die brand gesteek. Die shack, En binne was die ma, die vrou, die man se vrou was daar binne, met 'n 9 maande oud baba. En sy kon nie uit nie, want die deur was gesluit van buite. En hulle het petrol rondom die plek gegooi en dan die brand gesteek. Wat my getref het daai dag is, dat daar nog steeds singend gedans was rondom hierdie. Ek kon net nie met my menslike geheue dit begryp en verstaan nie. Maar toe ons daar kom, was hierdie hokkie al reeds plat gebrand, plat geval. En die Kasper, ons moes parkeer in Lansdowne weg, dat die Kasper ons kon inneem, want dit was onveilig. Met die, toe ons daar moet kom, en ek moes hier op hierdie verbrande plek loop, ek en my kollega, en hier sien ons hierdie ma lê daar, verkoelde liggaam, en wat baie treffend was, wat die Bybel sê, soos 'n hen haar kykens bewaar, so bewaar die Here ons. Maar daar het ek ook 'n les geleer, daai 'n ma sal tot die uiterste toe gaan om haar kind te bewaar, en te beskerm. En sy daai kind omhelsend verkoel, soos sy verbrand. En ek moes die arms oplig om te kyk dat daar wel 2 persone is, want die kind is getel as 'n persoon. En toe ek uit daardie babatjie oplig, die reuk, ek kan dit vandag nie beskryf nie, die reuk van vlees, mensvlees, dit het hier in my neus gesit vir dae. En die prentjie van, hierdie baba wat ek sien, half brand, soos ons noem dit ander dan braaivleis. En dit, en om daai liggaam in hierdie ons het hierdie body bags wat ons gehad het, daar in daai plastiek moet sit, en daai plastiek nog smelt, want die liggame was nog warm. En so op die Kasper se modderskerm moet sit, en hulle moet ons neem na die ambulans, sodat ons daai liggame kan dodehuis toe neem. En ek moet byvoeg, Natasha, ek stem saam, ek weet nie van ander ambulansmanne nie, maar daar is sekere gevalle wat jy nie kan net huis toe gaan en afskakel nie. En dis veral in ons tyd, ons het nie iemand gehad het wie jy kon gaan, want jy wil ook nie 'n sussie wees in 'n van 'n tyd, jy weet op een of ander rede, wat gaan hulle van my dink as ek hier kom klaar nie. En dit het vir jare by my gesit. En dit los jou nie eintlik nie, tot op vandag toe nog. Een van daai gevalle wat by jou vassit. En is so waar wat jy sê, Pastor Ivan, dat dit bly by jou, jy kan nie dit vergeet nie. En ek dink Pastor Ivan wat hy gesê het van hoe hierdie mamma haar kind
gehou het tot in die dood. Tot in die dood toe. Het sy daai kind vasgehou tot in die dood Ja. toe. Daai kind beskerm tot in die dood toe. En ek dink net, wat was haar laaste woorde miskien aan haar kind? Ja. Miskien het sy haar kind getroos, miskien het sy die kind gesing vir hierdie babietjie, dat die babietjie moet nou nie kan hoor of iets in hierdie tyd nie. En Pastor Ivan, dan was daar ook nog ligtere gevalle gewees, en ek dink wat jy gepraat het van hierdie vroue wat in die ambulans moes gekraam het, dit was nou nie so glamorous gewees wat daar gebeur het. Jy vertel gou so 'n bietjie die storie agter dit. Daar was baie gevalle waar, en destyds was daar baie gevalle waar die mense nie bespreek het nie. Ja. Soos ek genoem het, dat mense kom, met dalk van Ciskei, Transkei, wat ook al, maar net om my baba hier te laat gebore, sodat hulle SA status kon kry. Ja. Nou het hulle nie kliniek toe geloop nie. En hulle sê nou wag tot hulle in die laaste stadium van kraam is om ambulans te bel. Nou met die gevolg aan 'n hospitaal, jy moes nou nie weier nie. Ja. Iemand moes nou opgeneem word. Maar dan ongelukkig was daar gevalle waar jy dit nou net nie maak nie. Maar nie daai baba hier in die huis moes laat nou kraam, jy moet die bevalling doen, of jy's net voor jy by die hospitaal kom, dan gebeur dit hier in die ambulans. Dit is mos nou nie 'n wonderlike prentjie nie. Maar die wonderlikste van hierdie prentjie uiteindelik, as daai babietjie huil. Ja. En jy was suksesvol met die bevalling van hierdie babietjie. Dan vergeet jy van al die En dan wonder ek moet ook sê dan dat baie van die ouers en dan vra hulle, what is your name? Do you mind me naming my baby your name? So dat is baie Ivans oral wat babietjies hulle my naam het. Dan was daar ook gevalle waar jonger dametjies of tieners hulle swangerskap weggesteek het. Ja. Ek weet nie hoe dit kon wees dat iemand op volle 9 maande swanger kon wees en niemand weet dat hy een swanger is nie. Ja. 'n geval wat ek nooit sal vergeet nie, is 2 gevalle wat by my bykom. Die een is hierdie 18-jarige, sy was 19. As sy die swangerskap weggestoot en ons by die huis kom, al wat hierdie Duitse medikasie is, wat noem jy dit, Widdelsies, lewensessens, alles staan daar. Want die bure het almal bygekom, dit is 'n geval in retreat, al hierdie goed vir die maagpyn, want hierdie kind het maagpyn, en sy het krul, want sy het maagpyn, sy het ons laat glo ook, sy het maagpyn, maar jy kon niks sien nie. Sy het ons in totale kop aangesit. Ja. Ons is by al die kraameenhede verby, en ek het nog daardag bestuur, net voor ons by Victoria Hospitaal kom, maar nou haar ma was ook 'n bietjie arrogant, want toe my maat vra, when last was your period, so they could know, is this perhaps pregnancy or not? Toe antwoord die ma, my kind maak hier niks. My kind gaan net kerk toe. My kind het nou net 'n werk. Sy's in die jeug ook. Sy het geen kerel nie, hoe durf jy so vra vir haar? Ons by die puls sluk. Ongelukkig en my maat sê vir my, ons is so 'n paar 3 minute of 4 minute weg. Hy sê, sit spoed aan. Hierdie kind kraam, maar toe kon sy nie meer nie, toe sy haar omdraai, toe skiet die lasties, wat noem jy hierdie lastig die broek, ja. Toe skiet dit los, en skielik is daar, en ons moet hardloop. Ons maak dit net, om haar oor te laai, en daar kraam sy. En ek gaan nog vir die ouma, en ek sê, congratulations, En toe wat sê die ouma? Ouma het nie taal gehad nie. Ouma kon nie verskoning vra niks nie. Ouma is geskok. En wat so hartseer was, toe vind ons uit dat dit die een van die onderwysers was, wat sy toe van swanger was, ja. En dit weggesteek het. Nou hierdie gevalle sit, ja, en hierdie 38-jarige sou net hospitaal toe gegaan het vir maagpyn. En dan, maar sy het klaar gereël dat hierdie baba vir aanneming sou gee. Ja. En dit was gereël by Tygerberg. Ja. Maar weet jy, ek by skrifte bring in my werk, want jy nie duister doen sal in die lig kom. Sal in die lig kom, yes. En sê, daar ongelukkig, toe sy al te ver swanger, en ons vind uit, en nou hoe meer ons wil nou kyk waar die abdomen is, waar sy maag, want ons sien, dis kontraksies, die pyn is kontraksies. Nou is sy hier teen die venster in 'n burglarbar vas, en toe sy nie meer kon nie, en ons gryp haar hand, en ons hou haar hand vas, en hier sien ons hierdie maag, en haar ma, moenie vir my sê, er is 'n kind wat gebore gaan word, die aksent ook, is hier 'n kind wat gebore gaan word, wat besiel jou? En die ma is op en af, terwyl die ma op en af is, ek kan oor en weer as 'n kraampak kry, en hier, die baba moet aflewer, die bure het almal gevra,
wie was dan tog swanger in hierdie plek? Maar dis die humor wat hier in die storie ook was. Sê aldag dat ons met trane en mis afsluit nie, maar dis hierdie goedjies wat ook jou dag gemaak het en jou werk aangenaam maak. Baie dankie Pastor Ivan, ons tyd het alweer uitgehardloop, maar voordat ons tot sien sê, Pastor Ivan, enige laaste woorde vir ons ambulansdrywers. Enige laaste. Ek wil vir julle sê, wees veilig, wees baie lief vir julle werk en onthou waarvoor julle aangestel is. You are there to render a service. So you are in a service of the community, in a service of the Lord, and live your calling to the best and apply your service. Lewer die diens met liefde en gee om met jou passie. En mag julle beskerm wees in julle werk. Amen. En met daardie sê ons baie dankie Pastor Ivan. En hierdie boek Waymaker kan jy kry by Pastor Ivan op sy Facebookblad, gaan maak 'n draai. My Facebookblad is 'n bietjie sukkel om vir Pastor Ivan in die hande te kry. Gaan loer op ons TikTokblad Mense Nul Stories, ook haar op ons Facebookblad Mense Nul Stories en jy kan ook gaan kyk op ons YouTube kanaal Women After God. So daar gaan jy al hierdie stories kry en ek hoop jy het ook hierdie stories geniet saam met ons. Van dit was bietjie droewig, maar daar was ook humor soos Pastor Ivan gesê het. So baie dankie dat jy ingeskakel was. As die Here wil volgende week selfde tyd, selfde plek. Baie dankie. Tot ziens.